van Juda en die koning van Israel, Agab. Ons weet almal, ons ken almal Agab se verhaal, ook bekend vir die berg van Karmel, waar die 400 vals profete afgeslag is, Baal profete, net so 'n agtergrond van Agab. So daar's profete te sprake, want die Baal profete staan teen een profeet, en wie is die een profeet? Is Elia. Elia, ons weet dat die Baal profete het voorgegee, hulle is ware profete, en Baal het nie gehoor nie, en op die ouend word Elia se offerande aanvaar, en die profete, 400 profete word, die Hebreëus ongelukkig waar, letterlik afgeslag, word geslag, oor hulle vals profete was. En dan kry ons die verhaal in 22, en sê hulle het toe, wat gebeur die voorafgaande, ons kry 'n bekering van Agab tot God, hy verneder homself, maar toe is daar 'n vrede, hulle het toe 3 jaar lang stil gesit, dis nou Agab en sy koninkryk van Israel, dat daar geen oorlog was tussen Aram en Israel. Nou is in die tydperk van oorlog tussen Aram, en as julle dit onthou die geskiedenis, en ek hou baie van geskiedenis, van Maria ook baie van geskiedenis, die storie van Ben-Hadad, wat Arameese koning was, wat vir Agab bedreig het, op die ouend word Agab vriende met hierdie Ben-Hadad, Arameese koning, waar God gesê het, maak Ben-Hadad dood. Ben is interessant, seun van donder. Dit is dink aan Johannes, die seun van donder. So, nou is dit 3 jaar stil, en daar is geen oorlog tussen Aram en Israel, maar in die 3de jaar het Josef, die koning van Juda, afgekom na die koning van Israel, en die koning van Israel vra sy dienaars, weet julle dat Ramot en Gilead aan ons behoort? Nou, natuurlik is Agab reg, want Ramot en Gilead was 'n Levitiese stad waarvan ons gepraat het. Hulle het stede geërf, hulle het nie landery nie. Nou sê ek, en ons het stil, om dit uit die hand van die koning van Aram te neem. Daarna sê hy vir Josafat, sal jy saam met my in die oorlog trek na Ramot en Gilead? En Josafat antwoord, die koning van Israel, ek is soos u, my volk soos u volk, my perde soos u perde. Verder het Josafat aan die koning van Israel gesê, raadpleeg tog eers die woord van die Here. Sê hy versigtig, Josafat. Totdat die koning van Israel die profete bymekaar kom, omtrent 400 man, net soos by Karmel, 450. En hy sê aan hulle, hy vra hierdie profete, sal ek trek om te veg, of dit laat staan? En wat sê hierdie 400 profete? Hulle kilie Agab se oor, en Josafat se oor. Hulle sê, trek op, en die Here sal dit in die hand van die koning gee. Maar Josafat sê, is hierdie nog 'n profeet van die Here, dat ons deur hom kan raadpleeg? Versigtig is Josafat. Hy sê, is daar nie nog 'n profeet nie? En die koning van Israel antwoord Josafat, daar is nog een man om deur hom die Here te raadpleeg, maar ek haat hom, omdat hy oor my niks goeds profeteer nie. Onthou, profesie is nie om ons te laat goed voel, of as 'n profeet moet iets profeteer waarvan ons hou, dan trek ons die lyne reg deur na 1 Johannes toe. Maar hy profeteer onheil. Micha, die ander vertaling, ek hou vir die Magaya, en ek die naam, die seun van Jimnia. En Josafat sê, die koning moet nie so spreek nie, want hy praat nou van 'n profeet van God. Daarop roep die koning van Israel 'n hofdienaar en sê, gaan haal Micha gou, die seun van Jimnia. Onderwyl die koning van Israel en Josafat, die koning van Juda, elkeen op sy troon sit, bekleed met koninklike klere op 'n dorsvloer by die ingang van die poort van Samaria, en al die profete voor hulle profeteer, dis nou die 400 profete, het Sedekia, die seun van Kenana, vir hom uiterhorings gemaak en gesê, so spreek die Here, hiermee sal u, ander woorde Agab, Arameer stoot totdat hulle vernietig is. En al die profete, al 400 het so geprofeteer en gesê, trek op na Ramot en Gilead, en jy sal voorspoedig wees, en die Here sal dit in die hand van die koning gee. Hoe kan 400 profete verkeerd wees? Die meerderheid van die profete sê, dan moet dit ons reg wees. Dis soos dit vandag gebeur. As die meeste profete sê, dit moet met jou goed gaan, jy moet prosper, jy moet... Toe sê die boodskapper wat gegaan het om Micha te roep vir hom,
om dit. So die boodskapper sê vir Micha of Micaiah, kyk tog, die woorde van die profete is uit een mond goed vir die koning. So anderswoorde, die profetiese uitspraak moet goed wees vir die koning. Hy moet dit like, hy moet daarvan hou. Laat jou woord tog wees soos die woord van een van hulle en spreek goeie dinge. Maar Micha of Micaiah sê, so waar as die Here leef, voorwaar wat die Here vir my sê, dit sal ek spreek. Toe hy by die koning kom, sê die koning vir hom, Micha, sal ons na Ramot en Gilead trek om te veg, of sal ons dit laat staan? En hy antwoord hom, sarkasties, trek op, en u sal voorspoedig wees, en die Here sal dit in die hand van die koning gee. En koning Agab is nou hier wat sê vir hom, hoeveel maal moet ek jou besweer dat jy niks, behalwe die waarheid in die naam van die Here, of Jahwe, tot my moet spreek nie? Sien, eers is hy sarkasties, Micha. Daarop antwoord, dis nou Micha of Micaiah, en hy sê, ek het die hele Israel, nie Juda nie, ek het die hele Israel gesien, verstrooid op die berge, soos skape wat geen wagter het nie. En die Here het gesê, hulle het geen heer nie. Laat hulle elkeen in vrede teruggaan na sy huis, die Israeliete. Toe sê die koning van Israel vir Josua, het ek nie vir u gesê, hy profeteer oor my niks goeds nie, maar onheil. Hoekom het hy iets goeds profeteer? Hy moet waarheid vertel, want hy is deur Jahwe gestuur om die waarheid te vertel. Verder sê Agab, daarom hoor die woord van die Here, ek het die Here sien sit. Nou kom die Micha, nou sê, daarom sê Micha, hoor die woord van die Here. Die hoofletter H, staan vir Jahwe. Ek het Jahwe sien sit op die troon, terwyl al die hemelse leerskare by hom staan, aan sy regter en aan sy linkerkant. En die Here, of Jahwe het gesê, wie sal Agab oorhaal, dat hy kan optrek en val by Ramot en Gilead? En die een, ander woorde van die leerskare, onthou, Satan in Job kom ook vir die Almagtige se gesig, en hy gee hom toestemming vir seker goed. En die een het so gesê, die ander profeet het so gesê, of die een gees het so gesê, toe kom die gees vorentoe en gaan voor die aangesig van Jahwe staan en sê, ek sal hom oorhaal. En Jahwe vra, waarmee? En hy sê, ek sal uitgaan en 'n leengees word in die mond van al sy profete. En Jahwe sê, jy sal oorhaal, ja, jy sal oorwin. Gaan uit en doen so. En nou kyk die Here het 'n leengees in die mond van hierdie 400 profete gegee, en die Here het onheil oor hulle gespreek. Nou, ek gaan net tot daar, want daarom natuurlik kom Sedekia en die ander man net vir die kan later die storie self in detail lees. Kom Sedekia, een van die profete, en hy slaan vir Micha op sy kakebeen. Agab sê, vat hierdie Micaiah, gaan sit hom in die tronk en martel hom, want die woorde wat hy hier gebruik, geef hom brood van verdrukking beteken, gaan martel hom, totdat ek terugkom van die oorlog. So beide Josafat en Agab sê, Micha gaan vlieg, gaan slaap. As hulle maar net dit gesê, hulle het gesê, gaan sit hom in die tronk en martel hom, totdat ek, sê Agab, tot ek terugkom van die oorlog. Het hulle geluister na Micha, of het hulle geluister na die 400 profete? Jy sien, die groot meerderheid profete vertel, ja, gaan, jy sal suksesvol wees. Maar ons sien nou agter die skerms, want Jahwe het sy leerskare laat bymekaar kom, al die engele, en gesê, geef my 'n plan hoe om vir Agab dood te maak. Dis ook eintlik, hoe gaan ek Agab dood maak? Ek gaan hom laat val. En dan sê een so, ander een van die engele, dan sê een, ek sal 'n leengees word in sy profete se mond. En hulle hierdie dinge vertel wat hulle graag wil hoor. En dan kom die leengees. Kom ons pas dit aan by 1 Johannes 4 vers 1. Geliefdes, glo nie elke gees nie. Dit is geeste wat uitgestuur word, leengeeste, en mense gaan luister na al hierdie pseudo geeste. Onthou wat sê 2 Timoteus 4 vers 3. As jy wil blaai na 2 Timoteus 4 vers 3. Terwyl die blaai, wat sê Paul Washer aangaande die valse profete wat uitgaan in die wêreld? Wat sê Paul Washer? Hy sê, these
false teachers. Want hulle, onthou as 'n persoon, ons glo ook in profesie, maar ons glo die persoon wat die woord oopbreek is 'n profetiese gawe wat hy het om die woord oop te breek. Selfs as jy in die sending toe gaan en jy gaan werk by die spotters onder die armes en swakkes daar en jy bring die woord van die Here, daar is 'n profetiese bediening want die woord word gebreek en gedeel. But these, sê Paul Washer, these false teachers are a judgment upon those. Wie word geoordeel? These false teachers and prophets are a judgment on those who go and listen to them. Hulle wil na hierdie valse profeet gaan luister. Hulle verkies om na hierdie valse profeet te gaan luister. So hulle sluk alles in wat die valse profeet sê, maar hulle verstaan nie dat God het 'n leengees en baie vandag se mense gestuur om die mense te mislei, net soos die tyd van Agab en Micha. Want naïewe mense sal val vir enige leer. If something is too good to be true, wat sê die spreekwoord? It is too good to be true. 2 Timoteus 4 vers 3. En dis die tendens, hy sluit hier aan, Paulus by juist wat Johannes ook van praat, 2 Timoteus 4 vers 3. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle, dis die mense, en dis in die kerke, né? Hy praat nie van mense aan die buitekant, hy praat nie van mense in die kerke, maar daar sal 'n tyd wees wanneer hulle, dis die mense, die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel, volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Maar jy, Timoteus, wees nugter, ly verdrukking, doen die werk van 'n evangelis, vervul jou bediening. Omdat mense graag aan die laaste dae sal wil gaan luister na valse profete. Omdat hulle wil. En hierdie profete is 'n oordeel op hulle wat na hulle gaan luister, sê Washer. En hy's reg. Here Jesus het ook in Matteus 7 vers 13 gewaarsku. Jy kan blaai na toe, maar en selfs in Lukas 13 vers 23 word Jesus gevra, en dit is dieselfde as Matteus 7 vers 13 tot 14, 13, 14 en 15. Here, is die weg? Is daar baie mense wat hemel toe gaan? Is daar baie wat dit maak? Wat sê Jesus? Ja, maar daar's baie. Jo, daar's baie plek in my Vader se woning. Nee, Jesus sê nee. Want hy sê, nou is die weg en smal is die weg. En Lukas 13:23 sê, en min gaan daarin. Dan sê hy, stry hard om in te gaan. Die Griekse woord agonizomai, waar die Engelse woord kry, agonize. Jy weet wat agonize is. Jy al gesien as 'n atleet hardloop, of selfs 'n kamerfitter aan hardloop het. Jy agonize, jy span alles in. Jy trek en is seer. Jy wat sport ook oefen. Dis nie maklik nie. Jy agonize om daai standaard te bereik en sodat jy die prys kan verkry. Sê Jesus, agonize, stry hard om in te gaan, want min gaan in. So 400 profete teenoor 1 profeet. Dis Makaja of Micha staan hier teen 400 profete. So by die 400 sê geld, by die 1 sê geld nie. Dit is ons so die wêreld werk. As die meerderheid sê dis reg, dan volgens die meerderheid. As die meerderheid sê doen dit, dan doen ons dit. Maar as een opstaan en sê moet dit nie doen nie, dan sê ons nee, hy kan nie waar wees nie want hy is uit lyn uit. Hy sê pas uit. Jy ken die verhaal van die trotse ma wat tydens uit passeringsparade sien hoe hulle marseer en sy sien haar seun is die enigste een in die groep van 50 soldate wat uit pas uit is en sy sê, "Haai, kyk daar, 49 mense is heeltemal uit pas uit." Nee. Uit pas uit. Dan kry ons die verhaal van Agab, die swakste karakter wat jy eintlik kry na koning Saul. Want koning Saul het ook gedink hy kan doen wat hy wil.
Jaweh moet nie vir hom sê wat hy moet doen nie. As hy wil die diere slag, God sê maak al die diere dood, dan sê Saul nee, ek sal die beste spaar. Is dit wat Jaweh gesê het deur Samuel? Nee, gesê maak alles dood. Maak ook die koning dood. En dan sê hy nee, ek het hom gespaar. Ek het besluit. Ek Saul het besluit, ek sal hierdie koning spaar. Nou doen Agab presies dieselfde, net soos hy agtervoorouer Saul. Dis waarom God vir Saul verwerp het, vir Dawid koning gemaak het. Want Agab is nou ledigheid, niks om te doen nie. Wat doen hy? Hy roep 400 valse profete. Onthou sy vorige profete 450 by Berg Karmel dood. Nou het hy alweer profete. En glo my, dis nie die regte profete nie, dis pseudo-profetaai. Dis vals profete. En hulle sê, gaan Agab, gaan Josafat, gaan verslaan Ben-Hadad. Want jy sal sien in hoofstuk 1 Konings 22 vers 6, 400 valse profete profeteer almal in een akkoord wat sê hy gaan suksesvol wees. Gaan val hulle aan. Net Makaja Micha sê, ek kan sien God gaan jou tot niet maak. Want wat hy sien, twee dinge wat Micha sien. Hy sê die eerste ding wat hy sê, en hy sien die waarheid, want God praat deur Micha. Hy sê, ek kyk na die berge van Israel na hierdie oorlog wat julle met Ben-Hadad het. En raai wat sien ek? Ek sien net 'n klomp skape wat herderloos is. Beteken, herderloos onder Agab. Agab is dood. Agab is dood. Nou bly sy soldate en sy mense oor op die berge, en sê Micha, ek sien hoe hulle daar lê. En wat doen Agab? Hy sê, ek sal nog steeds gaan. Ek gee nie om wat jy sê nie, Micha. En dan sê hy die tweede vertel hy hierdie verhaal van die leengees wat ingetrek het tussen die profete en vir hulle mislei het. En Agab is sarkasties, kwaad oor sy sarkasme, waar hy sê, nee, gaan, trek op. Dis reg, ek sal saam met die 400, ek maak 401 profete, gaan op en gaan verslaan Ben-Hadad, gaan vat hierdie Levitiese stad terug. Jy sien, dis die aanloop tot die valse profete in die Nuwe Testament het te begin by die reeds in die Ou Testament. Daar was baie valse profete. En dan sê Jesus in die laaste dag sal daar meer wees, want mense sal na leraars toe gaan met hulle ore speel. Jy gaan na 'n kerk toe waar jy nooit aangespreek word nie. Jy moet nie aangespreek word nie. Sê net vir my wat goed is. Profeteer net vir my wat goed is. En dan laat hy nog vir Micha in vers 1 Konings 22:27 laat hom martel. Totdat hy veilig huis toe kom. En ek dink hierdie arme Micha het daar gebly, want Agab het nie veilig teruggekom. As jy die res van die verhaal ken, dit is 'n baie interessante verhaal. Wat ek vir julle kan vertel, jy kan dit later lees in besonder dit opgetrek. En Agab het gesê, ek maak seker dat ek nie dood sal gaan nie. Want ek sal nie soos 'n koning ry tussen Ben-Hadad, die Arameese soldate nie. Hy het hom gaan vermom deur 'n gewone, een van die koetsiers, of eers soos een van die mense wat op die strydwa ry, met 'n gewone klere, het gewone klere gaan aantrek, sodat hulle hom nie sal sien nie. Want Ben-Hadad het gesê, julle kom nie terug voor ek nie vir Agab doodgemaak het nie. Soek net vir Agab, los almal, maak Agab dood. Ben-Hadad het hom gehaat. Weet nie hoekom nie, want hy was goed vir Ben-Hadad. God het gesê vir Agab, maak Ben-Hadad dood. En dan kom God, dan sê hy natuurlik omdat jy hom nie doodgemaak het nie, sal sê Jaweh vir Agab, ek sal jou doodmaak in sy plek. Ek het vir jou gesê, maak hom dood. Jy maak hom nie dood nie, so ek gaan jou doodmaak in Agab se plek. Of Agab, ek gaan jou doodmaak in Ben-Hadad se plek. Want jy sien, Ben-Hadad het geglo daar's gode van die berge. Dat hy nie dink aan vandag se animisme nie. Hulle het geglo die Israeliete en die mense van Juda het afgode van die berge. Hulle het gode in die berge. Daarom dat Israel altyd goed was om in die berge te beklei. Ons het gesê die Hebreëse woord vir El Shaddai, El Shaddad, het iets te doen met die berge. Hulle sê nee, Agab en Josafat sal ons nie in die vlaktes verslaan nie. Want ons gode is gode van die vlaktes. Ons valse gode
En wat gebeur? Hulle gaan trek op. Josafat ook, hy moes dit nie gedoen het nie. Hy moes geluister het na wat Micha sê. Hy het nie gedoen nie. Hulle trek op en hulle gaan voer oorlog. En wat nou gebeur as gevolg van Josafat se ongehoorsaamheid? Hierdie Arameërs sal jy vind in daai hoofstuk. Kom af op Josafat en wil hom doodmaak. Maar toe sien dat dis nie Agab nie, want dit sê hy het geskree. Josafat het geskree. Ons weet nie wat het hy geskree nie. Waarskynlik het hy geskree, ek is nie Agab nie. Hulle waarskynlik het gesê ons soek vir Agab, te sê maar ek is nie Agab nie. Kyk in vers 31. En die koning van Aram het aan die owerstes van sy 32 stryd waans bevel gegee en gesê: "Julle moet nie klein of groot beveg nie, net die koning van Israel alleen." En sodra die owerste van die waans Josafat sien, sê hulle: "Dit is sekerlik die koning van Israel," want Josafat het sy koninklike klere aangehad. Hy het nie vermom gegaan na die slagveld toe. En hulle het weggeswaai toe Josafat sê hy het geskree, maar hulle het weggeswaai om teen hom te veg. Hulle het weggeswaai om teen Josafat veg, maar Josafat het geskreeu. En toe die owerstes van die waans sien dat die koning van Israel, dit nie die koning van Israel was nie, draai hulle agter hom weg, pad gegee van hom af. Toe het 'n man in sy eenvoudigheid, dis interessant, die Engels die ESV sê randomly. Jy weet wat is 'n random bullet? Nee, dis 'n skoot wat sommer net afgevuur word. Woef, jy weet nie wie hy gaan tref nie. Maar jy sien hoe God het hierdie pyl laat afgaan. En dit tref vir Agab tussen die aanhangsels van sy panser. Hulle pansers gehad. So Agab was beskerm. Dit is net dat by baie dink in die polisie ook, hulle dra hierdie vreeslike bulletproof wat hulle sê, die koelvaste baadjies. Daai lood is net so dik. Ons moes dit ook op 'n tydstip dra. 'n Lawwe generaal besluit die kapelane moet ook daai vreeslike koelvaste baadjie dra as hy uitgaan. Jy kan daai ding nie dra nie, kry jy rugbeserings as gevolg van daai ding. So het Agab ook 'n panser aangehad. Nou kom 'n random of 'n het 'n los skoot afgetrek in vers 34 in sy eenvoudigheid, maar random die boog gespan en die koning van Israel getref tussen die aanhegsels van sy panser, sodat hom getref op 'n plek waar hy baie bloei, want ons gaan later vind hy baie gebloei. Daarop sê Agab aan die suiddrywer: "Ruk om en bring my uit die leer uit, want ek is gewond." En die geveg het die dag toegeneem terwyl die koning homself staande hou in die stryd teenoor die Arameërs, maar in die aand het hy gesterf en die bloed van sy wond het in die wa se bak gevloei en teen sonsondergang gaan 'n geskreeu deur die leer, elkeen na sy stad, elkeen na sy eiland. Wat sê Micha gesê word waar? Elkeen moet teruggaan na sy land, elkeen na sy stad. En die koning het dood in Samaria aangekom en die koning is in Samaria begrawe, koning Agab. En toe hulle die wa uitspoel by die dam van Samaria het die honde sy bloed gelek. Dit is volgens 'n profesie wat ook al gebring is van hom. So sal hy sterf. So sal hy sterf en so sal sy vrou. Want jy onthou die verhaal van Jezebel. Sy is uit haar paleis gegooi. En die honde het ook haar bloed kom lek. Want God het gesê, so sal dit wees met hulle wat valse profete who entertain false prophets. Dan gaan ons terug na 1 Johannes. Geliefdes, glo nie elke gees nie. Waarsku God ons, en ek kan hier nog voorbeelde gee van mense wat na valse profete geluister het, reg deur die Bybel, deur die Ou Testament, nie die Nuwe Testament nie. Ou Testament het mense na valse profete geluister en God het hulle oorgegee aan hierdie valse profete. Wat ons sê, moenie mislei word deur groot getalle pseudoprofete wat groot gehore trek en vir die alles sê wat u graag wil hoor nie. Ek het vir julle 'n snit gelees uit die beeldheid van 10 jaar terug, wat hierdie vrou sê, hulle geniet hierdie kerk. Ons was ook al in daardie kerk gewees. Sy sê, want hierdie kerk word daar niks negatiefs gesê nie. Hulle die beste orkes in hierdie kerk, die beste orkes, en hulle kom met viole en gitare en snare en allerhande goed, en dis sy sê dis 'n vermaak in die boonste rakke. Die vrou
is nie skroom nie om in die beeld te sê, hierdie kerk een van die grootste kerke in die ooste, in die Wesrand, is van die beste kerke wat daar is, want hulle vermaak die mense, en dan kom iemand te lees uit die Bybel, en dan kom, sy gebruik die woord, 'n goedvoel boodskap. Dan kom iemand en gee vir ons 'n goedvoel boodskap. En almal is gelukkig, en almal gaan gelukkig huis toe. Is dit nie miskien ook wat aansluit by die verhaal van Agab met sy 400 valse profete, dat hy selfs, onthou Jesus sê, daar sal groot misleiding wees, dat selfs die uitverkorenes mislei kan word, of verlei sal word. Hierdie mense sit, Josafat is mislei, hoekom sê Josafat nie, Micha, jy moet reg wees, ek gaan nie saam met Agab optrek. Nee, hy sê, ek gaan saam met jou optrek. So hy is ook ongehoorsaam. Daarom het hy 'n baie noue ontkoming gehad, want hy is amper doodgemaak, want die Arameërs het op hom afgegaan, want hulle gedink, dis Agab. En al lyk die motief altyd, jy sal sê, ja, maar die mense se motief, hulle bedoel so goed. Daar's predikers wat al hierdie goed voel boodskap, omdat dit so goed voel. Hulle bedoel goed, hulle wil die mense laat goed voel. Sê ons altyd, gaan sien 'n sielkundige, gaan sien 'n motiveringsspreker, nie na die kerk toe kom, want dit is nie 'n plek vir motivering. Daar is motivering, maar daar is ook waarskuwing, daar is vermaaning, daar is teregwysing. Want mense gaan nie kerk toe om terecht te wys. Hulle gaan een keer na die kerk en moet nooit weer terug kerk doen, want hulle hou nie daarvan om terecht te gewys te word nie. Maar die Bybel sê dan, Paulus sê vir Timoteus, vermaan, wys terecht. Ja, bemoedig ook, maar wys terecht, vermaan, om nie te gaan luister na hierdie nie. Want dit klink so reg, Agab, ek moet hierdie stad gaan onthef, dis behoort aan ons, nie aan die Arameërs nie. Het God vir Agab gesê, gaan, trek op. Hy het self besluit, hy gaan op. So sy motief is edel, maar dis nie wat God gesê het nie. Moet jy nie laat mislei deur mense wat lyk asof hulle motiewe edel is nie. Dis gevaarlik. En die persoon vertel jou 'n ander verhaal wat in die skrif staan. Die skrif sê nie so nie. God het nie so gesê nie. Daarom moet dit nie doen nie. Jy ken die gesegde, God said it, I believe it, that settles it. God didn't say go and attack. Gaan val die Arameërs aan om sê die stad nie. Dit klink so geestelik. Jy sien, want God het Agab se dood beplan. God het geweet hy wil Agab teregstel. En God het gesê wat God sê, dit doen hy. Want hy het gesê, jy het nie Ben-Hadad doodgemaak soos ek vir jou gesê het nie, daarom gaan ek jou in sy plek doodmaak. Agab het Micaiah se waarheid verwerp. Ook Josafat het, soos ek sê, onnodig sy eie lewe in gevaar gestel. So dit is gevaarlik om na valse profete te luister. Ander waarskuwing aan deur Josafat. Moenie dodelike alliansies maak met ongelowiges nie. Moenie met hulle in alliansie ingaan nie. Want dit kan jou lewe beïnvloed. Kan sterf, 'n ewige dood sterf, weg van God, vervreem, as mens na dodelike alliansies maak. Moenie gaan soek na alliansies met ongelowiges en valse profete nie. Onderskei, want dis waarom ons die woord kry, diakrisis of dokimatso. Dis is gevaarlik. Die meeste keer is hierdie profete ook agter die geld. Hulle is daar vir die geld. Hulle wil groot getalle trek sodat hulle hoë lewenswyse en standaard in gang kan hou. In 1 Samuel 20 vers 41 kry ons alreeds die waarskuwing. 1 Samuel voor konings, as die mense sukkel om te blaai. Gepraat van die kronologie voor konings vorentoe blaai na 1 Samuel 20 vers 41 toe. Skiet mense, vergewe my,
maak ook foute hoor. Dis nie een saam, dis 'n vers vir hom toe. Dis 1 Koning 20. Dis 'n ander profeet wat met Agab gepraat het voor hierdie insident. Hierdie een profeet vermom homself as iemand, dan kom hy na Agab toe en dan praat hy met Agab, hy sê, maar onderwyl die dienaar hier en daar besig was, het hy verdwyn. Toe sê die koning van Israel vir hom, soos jy vonnis, jy het dit bepaal. Hy praat met Agab, 'n ander profeet. Daarom neem hy die goudie verband van sy oë af, want hy het gemaak asof hy beseer was, hierdie profeet, vir Agab, en die koning van Israel herken hom, dat hy een van die profete was, en hy sê vir hom, so spreek die Here, so spreek Jahwe, omdat jy die man wat deur my banvloek getref was, dis Ben-Hadad, uit jou hand uit laat gaan, daarom sal jou siel in die plek van sy siel, en jou volk in die plek van sy volk wees. En die koning van Israel Agab het verbitterd teruggaan. So hier het God al klaar vir hom sê, jy gaan sterf. Ons soek net 'n manier om jou te laat sterf, want jy was ongehoorsaam. As ek sê, maak hierdie koning Ben-Hadad dood, sê nee, ek gaan nie hom doodmaak nie. Daar is altyd gevolge vir ongehoorsaamheid en spesifieke instruksies in die skrif. Spreekwoordelik kan God op 'n dwaalpoel iemand laat tref wat aanhou ongehoorsaam is. Toe ek in die polisie was dit my onaangename taak gewees om 'n weduwee na 'n man te vat in die lijkshuis, om sy 'n man kan sien, 'n polisieman wat dood is. Want dit is jou werk as 'n kapelaan. En as kapelaan kyk ek na die man saam met die vrou, haar man wat dood is, doodgeskiet is, en oral so oor sy maag het hy sulke klips op goed om sy ingewande by mekaar te hou. Sien, hy het ook 'n koelvaste baadjie gedra. Maar hy is geskiet in 'n rooftog. En die koelvaste baadjie het hom niks help nie, want daai, jy weet hoe die koelvaste gekom net tot hier. Die kant van die koelvaste baadjie kan ons gericochet, weerkaats, en van die koelvaste baadjie reg deur sy ingewande gesny. Hoekom? Dit was God se tyd. Dit was God se tyd wat hy bepaal het dat hierdie polisieman moet sterf. So het Agab ook gesterf. Al het hy 'n koelvaste, want hulle sê hy moes hom waarskynlik hier tussen sy harnas getref het, iewers tussen sy bobeen en hier agter getref het, sê die geskiedenis. En hy het gebloei. Hy het hom doodgebloei op pad terug na Samaria toe. Moenie dieselfde pad loop deur alliansies met vreemde leringe te maak nie. As God deur Johannes sê, moenie na vals profete luister, ander woorde soos Josef en Agab. Hoe doen hy dit ernstig? Dink jy God sal sê, ag nee, dit is, weer eens sê, dit is 'n imperatief, dit is 'n opdrag, huidige tyd imperatief. Moenie, hou op om te luister na vals leraars, want God neem die sonde van dwaling redelik ernstig op. Soos ons ook gesien het, wat het God met Adam en Eva gemaak in die tuin? Hy sê, julle is stouters, doen dit nie weer nie, hoor, God het hulle in die tuin uitgesit, hulle verban. God neem sonde ernstig van dwaling ernstig op, want wie is die vader van die leuns? Wie is die vader van die leuns? Satan. Wie is die vader van die valse profete? Satan. God is ernstig oor die waarheid. Ons kan sien in die tuin van Eden, ons kan kyk met Dawid wat ook die waarheid verskil gehou het, met al sy sonde wat hy met Batseba. God neem dit redelik ernstig. Mense sê, God het hom net 'n rapsie gegee vir Dawid oor sy hande. Reg? God het vir Dawid gesê, die swaard sal uit jou huis nie wyk nie. Ander woord, tot jy dood is, sal daar moord in jou familie wees. Want dit het so gebeur. God neem die waarheid so ernstig op, dat hy sy seun stuur in 'n menslike liggaam, om die prys van die leuen en ons sonde en valshede te betaal. En dis wat ons by mekaar doen. Dis hierdie brood wat Elrie vir ons gebak het. En hierdie is 'n teken van God se wraak. Mense lees dit nie so nie. Hulle sê, is net 'n mooi tafel en lekker eetery en so. Dis die teken wat God doen met sonde. Wat God aan Jesus gedoen het, die Vader aan Jesus gedoen het,
is as gevolg van ons sonde. Nie sy sonde nie, is ons wat eintlik hier moes lê, die brood, ons liggaam in stukke. En Agab se bloed wat gevloei het. Jesus se bloed het vir ons gevloei, nie vir sy eie sonde nie. Agab se bloed het gevloei vir sy eie sonde. Die honde het gekom om dit op te lei. Jezebel wat die profete van God, ware profete doodgemaak het, sy bloed het gevloei. Interessant, dis dink nog 'n bietjie naastig, maar dis hoe die Ou Testament is. Hulle sê die hoere het hulle kom was in Agab se bloed. En daar's een of ander betekenis daar, kultiese betekenis daarin. Maar Christus se bloed, onskuldige bloed, nie Agab en Jezebel. Jesus se onskuldige bloed het vir ons gevloei, sodat ons nie God se wraak hoef van aangesig tot aangesig te kyk. Ons kyk nou na God se liefde. Dis waarom ons saam deelneem. 'n teken van die gevolge van sonde, hy is, soos ons wil vir ons weer Jesaja 53 sal lees ook, hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Dit was 'n bloedige dag op daardie dag, toe Jesus eers geslag is deur 'n 9 kat met 9 sterte, stukkend geslag is, dat sy bloed, waarskynlik soos Mel Gibson se verhaal, bloed gelê het van die Pretoria af tot in kruis, Jesus se bloed verloor. Hy was so swak. Want daardie bloed was eintlik ons bloed gewees. Nie sy bloed nie, dit moes ons bloed gewees het daar gevloei het. Al die mense se sonde, Agab se sonde in kluis, Jezebel se sonde in kluis, Dawid se sonde in kluis, almal se sonde in kluis, moes eintlik gelê daar waar hy geslag is, begin slag is by die binnehof, tot hy sy kruis moet dra. En dis ver wat hy geloop het, en dan so ver as wat hy geloop het, het hy gebloei. Dat hy selfs hartversaking kry aan die kruis. Kom ons bid en sê vir die Here dankie, wil nie vir ons asseblief die Jesaja 53 weer kom lees nie. Giselle en wil jy kan nou voorkom staan, Jesaja, maar kom ons sing, kom ek bid en dan gaan ons daai liedjie sing van Remember Me. Ook nou 'n gunsteling lied geword. Kom ons bid, vra vir die Here nederigheid ook vir die voorbereiding. Vader, ons dankie vir die bloed van Christus. Dankie dat hy in ons plek gebloei het. Dankie dat hy in ons plek verskeur is. Dat hy in die Psalm ook sê, die honde van Bashan het my omring, hulle het my uitmekaar geskeur. Dit terwille van ons sonde. Selfs ons beste werke, Here, is baie keer agterbaks. Ons beste werke het 'n agenda agter. Net soos ons weet dat, Here, ons nie alles met opregte harte doen nie. Dankie dat Jesus betaal het, selfs vir die moordenaar aan die kruis. Dat hy ook vir ons betaal het. En steeds ons sonde, mag ons nie ligtelik omgaan met sonde nie. Ook nie, Here, sondig deur na 'n vals profete en leraars te luister op, Here, op video of YouTube of waar ons ook al na hulle luister. Mag ons, Here, versigtig wees om ons ore uit te leen, dat ons nie soos Agab en Josafat in 'n struik sal val, wat U self gestel het, en U ons tot niet mag maak, waar ons nie kan skuil vir geen koel, kan ons wegkruip, as dit nie daarom nie vir ons bestem is nie. Maar mag U nie, Here, U wraak op ons uitoefen, omdat ons hoor, maar ons doen nie. Help ons dan ook by die neem van die nagmaal wat, Here, 'n teken is van U liggaam wat gebreek is. Die bloed wat gevloei is, die lewe vir ons lewe. 'n Lewe vir die lewe volgens die Ou Testamentiese verklaring. 'n Man wat 'n lewe neem, sy lewe moet geneem word. Dankie dat U lewe vir ons geneem is, sodat ons versoening weer met U kan kry. Help ons, Here, om gehoor te gee aan die woord. Help ons om te luister na wat Johannes ook sê in hoofstuk 4. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef, want baie vals profete wat vir ons sal sê wat ons wil hoor, het in die wêreld uitgegaan.
Help ons om nie te luister nie, maar na u woord te luister. Bid ons in Jesus naam. Amen. Kijk, ons sing eers die Remember Me. Jy ken seker nou al die woorde van julle het die woord